En so my gebed is nie, Here, gee my gemak nou, sodat ek okay is nie. My gebed is, Here, mag ek U verheerlik, waar ook al ek moet deurgaan in my lewe, en wat ek ook al moet sien. Vat die beker weg as dit in U wil is, maar as ek daardie beker moet drink, laat ek na die kruis van Christus toe hardloop. Julle kan so lank vir my blaai na Judas, die brief daar aan die einde voor Openbaring. Ons is nog steeds by die gedeelte waar ons laasweek begin het, en gaan ons te lank aan, ons het dit opbreek. En vanoggend terwyl ek besig is om weer deur te gaan, is dit net oké, ons wil sien of ons vandag klaar kry, nee, anders dan gaan ons volgende week aan, maar ons moet ook vandag klaar maak, want ons het nog een boodskap uit hierdie uit, wat ons hopelik dan volgende week sal eindig, en dan is ons al amper by Paasnaweek, en so daar is dan nou die opgaan na die Paasnaweek toe en die dinge daarna. So hopelik gaan ons deur alles gewerk het vandag, so ons volgende week Judas kan klaarmaak, en dan reg wees vir Palmsondag en Paasnaweek daarna. Maar voordat ons bid, voordat ons lees, voordat ons bid, ek doen dit nie ek wil nou sê, ek doen dit nie gereeld nie, ek doen dit nooit. Maar ek wil die geleentheid gee, as ek bid gewoonlik vir almal wat siek is, maar ek wil asseblief vra of iemand môre sal bid vir my ma en vir my pa en vir ons familie. As iemand anders die geleentheid wil vat om te bid vir ons vanmôre, op die mikrofoon vir die gemeente. As niemand het wil doen nie, sal ek dit self doen, dis reg. Maar ek wil vir julle die geleentheid gee, ek wil enigiemand anders te bid vanmôre. Al die tannies is bang hulle is hulle bid. So, en die man staan op nie, so dan ek neem aan ek sal maar moet bid. Julle moet dan nou maar by die huise bid vir ons, as julle dan nou nie is. Maar ek het julle geleentheid gegee. Onthou net, ek het julle geleentheid gegee, een keer in 15 jaar. Vader, ons bid vanmôre vir my ma, Here, met die lang proses van gesondheid en herstel wat sy nog moet deurgaan. Here, waar sy nou 'n maagseer ontwikkel het as gevolg van die pille en wat ook al, Here Vader, is dit baie ongerieflik, baie mismoedig. Here, en ons bid vir U genade, Here. Ons bid vir genesing. Here, ons vra dat U sal ingryp en ons sal vashou in U hand. Here, ek bid ook vir my pa, dat nog maar sukkel met die hoes, maar hy doen al beter. Maar hy het ook getrou om by my ma moet wees in die aande. Here, bid ek dat U hom krag sal gee vir Marlies, en vir my ook, Here. Here, dat U ons sal bemoedig en bekragtig in die gees, soos wat net U kan. U is die God van bemoediging, die God in wie ons vertrou. Here, ek bid ook vir Jolandi, Here, wat ook maar baie sukkel. Bid ek dat U met haar sal wees, en dat U haar sal gesond maak, Here, dat U haar sal versterk. Wees met haar ook by die huis, Here Vader. Here, mag sy U gees ondervind, mag sy U genade ondervind waar sy is. En elkeen anders te Here vanmôre wat deur 'n moeilike tyd gaan. Elkeen van ons wat bemoediging kort, elkeen van ons wat deur donker tye worstel. Bid ek oor Skepper Gees, U die lewendmakende Gees, dat U hulle se troos ook en hulle se bystaan in hulle worstelste. Here, mag die salwing en die seën op elke gemeentelid is. En ook op my, Here. Ek bid in Jesus naam. Amen. Amen. So ons lees Judas 17 tot 23, wat ons laasweek gelees het, maar ons lees dit weer sodat ons kan onthou wat ons na kyk. Hy sê, maar julle geliefdes, onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus reeds vroeër vir julle gesê het. Hulle woorde aan julle was, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. Dit is hierdie mense wat skeuring bring. Hulle is gerig op die aardse dinge, hulle het nie die gees nie. Maar julle moet geliefdes deur julle self op te bou en julle allerheiligste geloof
en deur in die Heilige Gees te bid, julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Selfdertyd moet julle ontferm ook oor hulle wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur uit te ruk. Oor nog ander moet julle met eerbied ontferm, terwyl julle selfs die onderkleed verafskuw wat deur die liggaam besoedel is. O Heilige Vader, mag hierdie woord in ons harte vrug dra, Here, mag dit ons lewens verander. Mag ons deur te kyk na hierdie woord, Here, bemoedig word om te bid in die Heilige Gees. Heilige Gees, dat U hierdie woord aan ons openbaar, dat U ons harte sal oopskeer voor U, en dat U ons sal leer wat dit is om te bid, in en deur U. Help ons in ons swakheid, Here. Here Jesus, mag U verheerlik word, terwyl ons uitsien na daardie dag wanneer U kom op die wolke en 'n finale einde bring aan alle siekte en pyn en dood en seer. Ja, Here, ons verwag U genade. So help ons om in die woord en die boodskap vanmôre dit vas te hou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het laasweek en ons begin kyk na hierdie gedeelte en primêr is die boodskap nog steeds bewaar jouself in God se liefde. Dit is uiteindelik die boodskap wat ek dink Judas deurgee wanneer hy in die begin van Judas begin en sê dat ons moet stry vir die geloof wat eens en vir altyd oorgelewer is. En om te stry vir daardie geloof is om jouself te bewaar in die liefde van God. En binne in daardie bewaring van die liefde van God het ons gesien dat dit gaan oor nie net jy wat jouself moet bewaar nie. Dit is minder oor jy wat jouself 'n goeie Christen moet maak en meer dat ons mekaar moet bewaar in die allerheiligste geloof. Dat dit daardie woord is waarop ons staan, die geloof waarna hier verwys word, is nie dat jy beter glo as die ou langs jou nie, maar dat jy reg glo in die God op wie jy vertrou. Dat dit wat jy weet van jou God eg is en waaragtig is. En so is dit belangrik dat ons in die kerk moet seker maak dat ons daardie geloof bewaar, dat ons stry vir dit. Nie in die sin dat ons moet beklei daaroor nie, maar dat ons alle energie en krag en ywer moet inspann om daardie geloof waaragtig in ons eie harte te hou, want ek en jy loop elke dag die gevaar om dit te verloor. Ons vergeet partykeer dat ons sukkel as mense om die geloof te bewaar in ons harte. Jy kan nie op 'n Sondagoggend kom en 'n woord hoor by die pastoor en dink dit is genoeg inspuiting vir jou om alles te bewaar nie. Ek is nie jou polisieman nie, ek is nie jou security guard nie. Die Here is. En so is belangrik dat ons besef dat ons is partykeer net een stap weg om te gly. En daarom sê hy dat dit nodig is dat ons onsself moet ontferm oor hulle wat twyfel. Nie twyfel oor of hulle glo nie, maar twyfel of dit nog die moeite werd is om te glo. Ons moet mekaar bemoedig daarin. Ons moet sien wanneer 'n broer of suster sukkel en hulle bystaan. Ander moet ons uit die vuur uitdruk wanneer ons sien dat hulle is besig om te verval, weg van God af, moet ons hulle terugruk uit die vuur uit. En oor ander wat in die sonde geval het, moet ons onsself nog steeds ontferm, terwyl ons die onderkleed verafskuw, wat besoedel is deur hulle liggaam. En so ons het daarna gekyk laasweek, en veral gekyk na daardie eerste gedeelte, wanneer hy sê, bou mekaar op, of bou julleself op, in die allerheiligste geloof. En ons kom nou by hierdie tweede ene, en dit is 'n baie belangrike ene, en dit is om te sê, deur in die Heilige Gees te bid. So met ander woorde, hy sê, bewaar jou in die liefde van God, met hierdie twee maniere. Bou mekaar op, in julle allerheiligste geloof, en bid in die Heilige Gees. En wat bedoel hy met bid in die Heilige Gees? Ek dink dit is een van daardie versies wat hang af van
As 'n kant van die treinspoor of tradisie jy val, is jy Pinkster of is jy gereformeerd, of waar ook al jy jouself bevind in jou geloofswandel. Want daar is sommige mense wat na hierdie gedeelte verwys en sê dit verwys na 'n baie spesiale tipe gebed, nie 'n algemene gebed nie. Hierdie is iets spesiaals. Hierdie gebed in die Heilige Gees is nie net om te bid, soos wat ons bid wanneer ons bid vir die kos nie. Ek weet nie of julle dit het nie, ons het dit in ons huis. Dis 'n reimpie. Dankie Vader vir die voedsel, sien ons liggaam sê kan voorberei ons al. Ek sê nie as die woorde meer voluit nie, maar ek weet die Here hoor dit dan. Maar sê dit al so vinnig, want dit is al so reimpie. Ek is een wat die kos gemaak het, so ek sien sommer myself ook. Dankie Vader vir die voedsel. Sien die hande wat voorberei het, dankie tog, ek sien myself. Maar as dit sulke reimpies, dan dink ons miskien is hierdie gebed iets anders. Hierdie gebed is 'n dit moet sekerlik praat hier van 'n vurige gebed. Raak een van daai gebede wat jy sommer voel jy het gebid. Ek weet nie of julle dit al baie keer gehad het nie. Baie keer bid jy en jy bid is okay. En baie keer bid en jy voel ek weet ek het gebid. En ek weet die Here het gehoor. Dit is een van daai gebede wat net soos, ek weet. Nou het ek gebid, ek voel gebid. En dit is baie keer wonder ons is sekere mense meer bekwaam om te bid in die Gees. Ek dink dit is wat baie keer die groot probleem is dat sekerlik is daar vlakke van gebede. Ek weet my een tannie sê altyd in die familiegroep, sy sê sy weet, die ander mense bid vir haar, maar geloof kan jy asseblief my bid, want ek weet jou gebede werk. Ek het 'n verrassing vir haar. Ek dink my gebede werk net so goed soos julle sê. Ek weet nie of sy weet nie, maar dit is die waarheid. Julle, ek is nie spesiaal. Ek het vanoggend getoets, maar duidelik dink julle dieselfde as ek, né? Ja, graag. Maar dit is baie keer dink ons die pastoor bid beter as die gewone gemeente. Ek kan nou vir jou sê, tannie Corrie bid seker beter as ek. Teologies bid ek seker beter met woorde as sy, maar sy bid baie ernstiger as ek baie keer vir goeders. As sy was, sy vanoggend gebid as jy al gehoor het. Is hierdie gebed 'n spesiale gebed net vir sekere mense? Is moeilik. Ek dink daar is 3 gedeeltes in die skrif waarna ek wil kyk vanmôre, wanneer ons kyk na hierdie bid in die Heilige Gees. Want ek moet die een spesifiek aanspreek, en dit is dat as jy nou reg Pinkster is, dan gaan jy nou vir my sê dat hierdie bid in die Heilige Gees beteken jy bid in tale. En omrede jy in tale bid jy amper beter as jy ou wat nie in tale bid nie. En tale spraak is soos 'n heilige gebed. En miskien bedoel Judas dit hier. En daar is sekere kommentare wat sê, ja, heel waarskynlik verwys Judas na nie net gewone gebed nie, wat hy kon gesê het en jy moet altyd bid, soos wat Paulus in baie ander plekke sê. Maar hy maak spesifiek die kwalifikasie bid in die Heilige Gees. En so sommige mense sê maar ons weet, as ons gaan na 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 14 waar op die bord is, en ek sommer dit gemerk vir julle, sodat ons dit kan sien. Laat ek sommer daar lees. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 2, hy sê, jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Want die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, deur die Gees praat hy verborgenhede. Sekerlik, as Paulus sê dat daar is gebed in tale, wat verborgenhede met God praat, is dit nie meer kragtig as jou gewone gebed nie? Is dit nie iets wat ons almal moet nastreef om te kan bid in tale, sodat ek hierdie verborgenhede met God kan praat nie? In vers 14 tot 15 sê hy volgende, hy sê, want as ek in 'n taal bid my gees, maar my verstand is onvervul. Wat is dan die slotsom? Ek sal deur die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal deur die Gees lofsange sing, maar ek sal ook met die verstand lofsange sing. Paulus maak onderskeid hier tussen gebed met die verstand en gebed deur die Gees. En in die konteks van waarvan hy praat hy van gebed in tale. En hy sê dat wanneer ek in tale bid, dan bid ek in die Gees. My verstand verstaan niks nie, maar ek bid in die Gees. Ek spreek
dinge verborgde dinge met die Here. Maar hy sê ook, ek bid baie keer in die gees, en ander kere bid ek in die verstand. Maar let wel, hy gebruik die klein geesie, so hy praat van sy eie gees. Ek sal deur die gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid. Ek sal in tale bid, maar ek sal ook normaal bid. Ek sal in tale lofsange sing, maar ook met my verstand in lofsange sing. En so Paulus, dit lyk asof daar 'n onderskeid geskep word binne in die Nuwe Testament. En baie mense kan sê, maar kan die Bybel nie baie duideliker wees oor die tale praat in Judas en hierso in 1 Korintiërs, okay, hier is dit baie duidelik, en in die ander plekke waarna ons gaan kyk nie. Waarop, as ek die Pinkster antwoord sal gee, en dit is 'n goeie antwoord in 'n sin, en ek het dit al voorheen genoem, as almal weet wat 'n perd is, hoef ek nie vir julle te verduidelik wat 'n perd is. En as al die gemeentes weet wat dit beteken om die Gees te bid, hoef hulle nie elke keer te verduidelik wat dit beteken om die Gees te bid. En so dit is moontlik dat hulle dit net nie noem nie, omrede dit nie nodig is om dit te noem nie, want ons het Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees het almal in tale gepraat. Ons het toe Philip na Samaria toe gaan en die Heilige Gees uitgestort word, het daar iets gebeur en hulle kon gesien het dat die mense die Heilige Gees gevul, heel waarskynlik in tale gepraat. Toe Cornelius tot bekering kom, het hulle in tale gepraat as die bewys dat die Heilige Gees uitgestort is op hulle. Die kerk in Efese in Handelinge 19, toe Paulus by hulle uitkom en sy hand op hulle lê, wat het hulle gedoen? In tale gepraat. En so daar is 'n duidelike wysing na dat daar gebed is wat in tale is. Nou ek weet, miskien praat ek met van julle wat nog nooit in tale gebid het, wat eens weet wat dit is. Paulus self in Korintiërs skryf aan hulle in vers 5 van haar selfde hoofstuk. Hy sê, ek wil hê dat julle almal in tale spreek. Ek sal vra dat julle almal vir julle met tale kan. Maar meer nog dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter waarde as die een wat in tale spreek. Tensy dit kan uitlei sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. Vers 12 en 13. So ook met julle. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te mynd die oog op die opbou van die gemeente. Daarom moet die een wat in tale spreek bid, dat hy dit kan uitlei, net tot daarvan. So Paulus sê aan die een kant, sê hy dat luister, ek wens almal van julle kan in tale bid, of in tale spreek. Maar meer dat elkeen van julle kan profeteer. So hy sê, as daar 'n gawe is wat jy soek eerder die gawe van profesie as die gawe van tale spraak. Want wanneer jy profeteer, wat doen jy? Jy bou die kerk. En wat sien ons in die konteks van Judas? Dit gaan oor die opbouing van die kerk. So miskien praat hy nie van dit in tale in Judas nie. Want dit gaan oor die opbouing van die kerk. En Paulus maak dit duidelik dat tale bid is goed, maar as dit nie uitgelê word, beteken dit niks nie. Wel nie vir die gemeente nie, vir jou wat verborgenhede praat met die Here, wat jy self nie verstaan nie, wat jy later in jou gees gaan verstaan, absoluut is dit kragtig. En Paulus sê, ek wens julle almal kan dit doen. Ek wil saam met Paulus sê, ek wens julle almal kan dit doen. Dit is iets om na te streef. Maar in die konteks van 1 Korintiërs maak Paulus dit duidelik, dit gaan nie oor die tale spraak nie, want wat gebeur het in Korintiërs is, hulle het begin sê, almal wat in tale praat is beter klas van Christen. En Paulus sê nee, want in 1 Korintiërs 12 is dieselfde gees wat die gawe van tale gee, as die gees wat die ander gawes gee. En die Heilige Gees deel sy gawes uit aan wie hy wil, soos wat hy goed dink. En so nie almal gaan nie in tale praat. En so ek wil vir julle daarom sê vanmôre, jy hoef jouself nie te bekommer as jy nie in tale kan praat nie, of in tale kan bid nie. Maar ek wil terselfdertyd sê, ek wens julle kan al. En so streef dit na. Streef dit na. Maar belangriker is dit, streef na die gawes wat die gemeente opbou. Hy sê in vers 39 in 1 Korintiërs 14, hy sê daarom,
Beywer julle om te profeteer en moenie die spreektale belet nie. Nou ongelukkig die kerk oor die eeue heen het of een kant toe of ander kant toe gespring. Of almal met 'n tale praat of niemand met 'n tale praat. En Paulus maak dit duidelik, ouens, die Heilige Gees sal uitdeel soos wat hy goed dink. So sommige mense praat in tale en sommige mense praat nie in tale. En as jy in tale praat, great, dan maak jy nie 'n beter Christen as die ander ou. En ongelukkig party van die kerke wat baie let op die tale sal sê dat die ouens wat in tale kan bid is amper half so 'n bietjie beter. Nee, dit is nie. Want dieselfde Gees wat in my is die Gees wat in jou is. So omdat hy fokus op die opbou van die gemeente en juis sê dat die tale nie tot die opbou van die gemeente is nie, sal ek sê dat miskien bedoel Judas ook nie dieselfde daar. Die ander konteks waarin Paulus ook die woorde gebruik bid in die Heilige Gees is Efesiërs 6 vers 18 tot 19. Waar sê by elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woorde vir my gegee mag word om my vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Nou wanneer Paulus hierso in Efesiërs 6 vers 18 tot 19 praat van dit, behoort julle almal te weet wat julle Bybels gelees het al een keer in julle lewens, dat hierdie is tydens die wapenrusting van 'n Christen. Kom aan die einde van die wapenrusting van 'n Christen, wat Efesiërs 6 vers 10 tot 17 is. En so Paulus het hier primêr te doen met die geveg wat ons veg teen die owerstes in die lig. Hy sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerstes in die lig. Wat nogal baie pas by wat in Judas aangaan, want alhoewel daar mense is wat nonsens aanvang, wil Judas ook duidelik maak, julle moet ontferm oor die mense wat gered moet word. Ons geveg is nie teen hulle nie. Ons moet ons ontferm oor hulle. So ons geveg is nie teen hulle nie, ons geveg is teen die vyand wat die leuns inbring in die gemeente. En net voordat hy by hierdie vers kom, wanneer hy sê bid deur die Heilige Gees wanneer jy bid, sê dat jy moet die swaard van die Gees opneem en dit is die woord. Wat baie pas by, bou julleself op in die allerheiligste geloof wat ons vind in die woord van God. En so Paulus wanneer hy in Efesiërs 6 sê ons bid deur die Gees, het dit te doen met innersin geestelike oorlogvoering, maar in groter sin met weet waarvoor om te bid. En ek dink dit is wat belangrik is. Want hy sê dat by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy deur die Gees bid. En dan sê hy, jy moet bid en volhardend bly vir die Heilige Gees. Jy moet bid vir my sodat ek die evangelie kan verkondig. So om deur die Gees te bid, is nie noodwendig om in tale te bid nie, want dit is nie ter sprake in Efesiërs nie. Want jy is besig om te smeek en jy is besig om te pleit en dan bid jy met jou verstand. Dan weet jy mos waarvoor jy vra. Maar dit gaan spesifiek oor waarvoor moet ons bid. Hy sê as jy bid en as jy smeek, moet jy dit deur die Gees doen. En daarin is ons 'n groot sleutel. Daarin is 'n baie groot sleutel. As ons kyk na die hele boek van Efesiërs, is een van die primêre boodskappe van Efesiërs, die kerk moet eenheid hê. Die kerk moet saam staan. Want die kerk staan alleen teen al die magte van die duisternis wat teen hom worstel, teen haar worstel. En so 'n groot gedeelte van Efesiërs is om opgebou te word as 'n heilige tempel van ons God waarin die Heilige Gees woon. En daarom is ons geveg nie teen vlees en bloed en mense nie, maar teen die owerstes in die lig. En dan is dit belangrik dat wanneer ons bid, dat ons besef dat ons bid nie vir die ondergang van ons buurman nie, ons bid vir hulle verlossing. En hoe ons smeek en waarvoor ons vra, behoort in lyn te wees met wat die Gees verwag. Ek het dit al voorheen gelees, ek gaan dit nie vandag lees nie, maar Handelinge 4, nadat die Petrus en Johannes deur die Joodse raad geslaan is en huis toe gestuur is en hulle
kom by die gemeentes aan, en die gemeentes hoor wat alles gebeur het daar by die Joodse Raad, waar hulle gesê is, hulle moet stil bly oor die evangelie. Bid die gemeente en hulle sê, Here, hoekom is hierdie mense so kwaad vir ons? Hulle worstel teen U en die heilige Seun Jesus Christus, U gesalfde. En dan bid hulle wat Paulus hier ook vra. Bid dat ons die woord met vrymoedigheid verkondig. Sien hoe die Gees in gebed verander. Want wanneer ek en jy bid en sê, Here, hierdie vyande is teen my, dan gaan ons soos Dawid, gooi hulle teen die klippe en mag hulle nooit weer opstaan daarvan. Waar Paulus dit soort van dat klink, bid in die Gees, so die Gees vir jou kan openbaar waarvoor jy regtig moet bid. En wat jy regtig moet voorsmeek. En wat jy regtig voor moet soek. Want dit is wat ons ontvang in die Gees. Die derde een, en ek dink die een wat eintlik vir my in eerste lyn is met Judas. En dit is 'n lang gedeelte wat ons gaan lees, so julle moet maar saam met my deur die skrif gaan. Romeine 8, vers 18. Hy sê ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Dink aan Judas wat sê dat ons bid in die Gees, ons bou mekaar op, terwyl ons mekaar bewaar in die liefde van God, met die oog op die genade en die koms van Christus. Hier het ons dieselfde prentjie in die oog. Hier het ons dieselfde boodskap. Ons verwag die heerlikheid wat bestem is. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinneloos bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daarna onderwerp het. Die skepping hoop, daar's weer eens daardie hoop op die einde, die openbaring, om self vrygemaak te word van verslawing van hierdie verganklikheid. Met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God, of die genade wat ons by Jesus Christus sal ontvang wanneer hy kom aan die einde. Okay. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God sy eerste gawe ontvang het. Sig in dit. Terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Weereens, die genade wat ons verwag wanneer Christus kom op die ewige lewe. En wat doen ons? Ons sig saam met die Heilige Gees. En let op daardie woorde, ons wat die Gees as God sy eerste gawe ontvang het. Wie is ons? 'n spesiale klas superapostels wat in tale praat? Nee. 'n spesifieke klas Christene wat meer gereeld kerk toe gaan? Nee. Ons almal het die Gees van God ontvang. Ons almal. En omrede ons die Gees van God ontvang, sug ons saam met die Gees en saam met die skepping vir die openbaarmaking van God in Christus. Dan verander waarvoor ons bid en hoe ons bid. Hy sê verder, ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Weer eens toekoms. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Dit is baie belangrik dat ons dit insien daarso. Ons weet nie mooi waarvoor om te bid nie. En daarom het ons die Gees nodig om ons te lei. En partykeer weet ons nie eens watter woorde nie, en dan gebruik hy daai versigtinge van jou. Hier praat hy nie van tale nie, hy praat van daai oomblik wat jy net weet, Here, ag Here, ek weet nie. Jy weet nie, maar die Heilige Gees. En so dit is die Gees wat ons help om te bid. Want hy sê dat hy volgens die wil van God
vir die heiliges intree. Vir die heiliges intree. So 'n stuk wat ek dalk nie op die bord gesit het, maar kyk of hy lees. Vroeger in Romeine 8. Sê daarom dan broers, het ons 'n verpligting om nie volgens ons sondige aard te leef nie. Maar as julle deur die Gees die praktyk van die liggaam deurloop, sal julle leef. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle deur bang hoef te wees nie. Maar julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons op kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Kyk in watter manier die Heilige Gees ons gebed anders maak. Want ek dink dit is belangrik dat ons kyk na die konteks van Judas se brief self. Want net voordat hy sê dat ons moet bou julle self op in die allerheiligste geloof, bid in die Heilige Gees en bewaar julle in die liefde van God. Net voordat hy daardie woorde sê, wat sê hy in die eerste vers net voor dit? Hy sê die ander mense is wêrelds sonder die Gees. Julle het die Gees. En so ons gebede behoort anders te wees as die mense wat makers van hulle Christen is. En jy kan dit sien in die vrug van hulle gebed, nie dat die gebede beter beantwoord word nie, maar waaroor bid ons en vir wat bid ons en vir wie bid ons en waaroor kla ons in ons gebede. En daarom is dit belangrik dat wanneer hy sê ons moet bid in die Heilige Gees, hoort ons eerste gebed te wees, Vader, mag die Gees my lei in my gebed vanmôre. Kom o Gees van God en openbaar die seën aan my sodat my oë kan sien wat ek moet sien en my ore kan hoor wat ek moet hoor. Dat my hart klop volgens u hart, dat my wil aan u wil onderdanig wees. O Heilige Gees, help in my swakheid sodat ek weet wat om te bid. En dan bid jy deur die Gees. Nie uit selfsugtigheid. Jakobus noem dit, hy sê julle kry nie omdat julle nie vra nie, julle vra nie reg nie omdat julle selfsugtig vra. En ek dink dit is wat Judas hier bedoel. Hy bedoel dat ons moet deur die Gees bid vir die regte dinge. Ek kan voorbeelde noem, maar gaan nie oor dit nie. Anders gaan ons weer te lank wag. Maar hy sê dat ons bou onsself op met die allerheiligste geloof. Dit is die woord waarop ons staan. Dit is die geloof wat ons bou en ons lewe wat ons mekaar bewaar deur te deel oor en mekaar te deel oor Christus en te praat oor Christus. So bou ons mekaar op. So ons mekaar kan herinner aan wie Jesus is en wat hy gedoen het vir jou aan die kruis. Want ek en jy vergeet dit. Dis ook ons dag elke week doen sodat ons nie vergeet nie. En ons bid deur die Heilige Gees, want ons weet nie wat om te bid nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om te bid. Want ons is swak, ons is menslik, ons is wêrelds partykeer, ons dink nog soos die wêreld, ons gedagtes is nog onderdanig aan hierdie gevalle plek waarin ons is. En dan bid ons met bitterheid. Maar ons bid deur die Heilige Gees. En dit is daardie twee dinge wat ons bewaar in God se liefde. Wanneer ons bid volgens die Gees, ervaar ons sy liefde. Wanneer ons mekaar opbou, ervaar ons die liefde van God. Dit is wanneer ons buite daardie twee dinge gaan, dan ons ophou bid en ophou met mekaar praat oor Jesus. So wanneer ons ophou om by mekaar te kom en te praat oor Jesus, en wanneer jy ophou bid,
dan is jy besig om met die liefde van God uit te stap, en jy gaan gly, en jy gaan val, en jy gaan seer kry, en ek ontferm my oor jou. En as dit my oorkom, hoop ek een van julle kom soek my. As julle op 'n Sondagoggend kerk toe kom, die pastoor is nie hier, kom soek my iewers, julle. Julle dink dalk seker Rudolf het al die geloof, hy gaan nooit val nie. Ons almal is menslik, ons almal swak. Ek wil nou nie sê dat ek nou besig is om te val. Dit klink seker asof ek my geloof verloor, en ek is jammer. Ek is absoluut vertrou in die Here. Ek weet ons gaan die moeilike tye by die huis, maar ek weet my Here het dit. So ek is daarmee dit nie, maar ek wil net vir julle sê dat dit kan enigiemand oorval. Enigiemand. Maar met daardie bewaring van liefde is daar vir my so 'n mooi woord aan die einde van dit. Wanneer hy sê dat julle bewaar julle in liefde terwyl julle die genade van die Jesus verwag met die oog op ewige lewe. Dit behoort ons gebedslewe te vorm, broer en suster. Dat hierdie is nie die einde nie. Hierdie liggaam gaan vergaan. Hierdie liggaam gaan ophou. Hierdie brein gaan ophou dink op een of ander stadium. Van ons se breine het al begin ophou dink. Sukkel bietjie om te dink. Van ons lywe sukkel om te beweeg. Skielik op 'n dag besef jy kan nie meer jou skoene vasmaak sonder om jou rug uit te rek. Dan weet jy ook my liggaam is nie dieselfde en hierdie liggaam is gebroken, dit gaan afbreek. En ons gaan siek word. En ons gaan moeg word. Maar dit is tydelik. Ons kyk na die dag wanneer hy kom op die wolke. En alles gaan nie maak. En so vir my gebed is nie, Here gee my gemak nou, sodat ek okay is. My gebed is, Here mag ek U verheerlik, waar ook al ek moet deurgaan in my lewe. En wat ek ook al moet sien. Vat die beker weg as jy kan, as jy wil. Nie as jy kan nie, jy kan. Vat die beker weg as dit in die wil is, maar as ek daardie beker moet drink, laat ek na die kruis van Christus toe hardloop en alles op die lyn plaas, want hierdie wêreld is nie alles nie en dit gaan vergaan, en vir daardie rede, hoekom wil jy jouself bemoei met die vullis en die sonde van hierdie wêreld, vir die genot wat jy vir 'n oomblik gaan ontvang? Dis wat hy hier sê. Hierdie mense gaan agter die vlees aan, omdat hulle dink dit gee vir hulle vreugde. Maar ons wat in die gees is, kyk na die vreugde wat vir ons daar voor lê. En so ons vergryp ons nie aan die sonde nie, en ons mors nie ons tyd met hierdie wêreld nie, en sy dinge nie. Want ons het 'n groter prys wat ons wag, en sy naam is Jesus. En so behoort ons gebed gevorm te word met dit. Is jou gebed ewigdurend? Kyk dit na die ewigheid. Kom ons bid. Vader, ons kom na U weer, God, in ons swakheid, en ons erken ons swakheid. Ons erken dat ons tekort skiet, ons erken dat ons dikwels, Here God, nie weet waarvan om te bid nie, dan babbel ons maar net, Here, of ons hou net op bid, want ons weet nie eens waarvan om te bid nie. En ek dink, Here, dit is baie die grootste gevaar wat ons het, is wanneer ons ophou bid. Want wat help dit? En so ek vra Heilige Gees dat U ons in ons swakheid wil kom, terwyl ons oë vestig nie op die storms in die lewe nie, maar op U. Heilige Gees, dat U ons die krag sal gee wat ons nodig het om aan te hou bid wanneer ons nie meer so voel nie. Om moed te hou wanneer ons moedeloos is. Here, dat ons onsself uitstrek na dit wat vir ons wag. Dat ons ons hoop sal stel nie in wat ons nou al reeds sien nie, maar in wat aan die kom is. O Heilige Gees, help ons in ons swakheid om te kan bid. Ons het dit so nodig. En help ons om mekaar op te bou in die geloof, en om te bou in ons gebedslewe, en vir mekaar ondersteun en vir mekaar te bid.
Here, ek bid die genade oor elkeen vanmôre hier is, Here. Here, dat U met ons sal wees in hierdie week, Here God, dat ons U aangesig sal soek. Vir die heerlikheid van Jesus Christus en die bekendmaking van sy naam, Here, mag ons gaan om die woord verkondig. Om ander mense te vertel van Jesus en om mekaar op te bemoedig in ons geloof. Mag die seën op elkeen wees, mag die aangesig oor ons skyn. Mag vrede ons deel wees en die genade oor ons vrugbaar wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie broers en susters, gaan in die seën van die Here. As jy by sal verstaan, ons gaan die koffie en tee na die tyd doen, ons moet dat teken. Gaan dan nou sien. Ek geweet as ek genoeg geld kan ingooi in die preek, nee. Maar dis so ek bid nou nie omdat omdat ek sleg voel. Maar ek bid eintlik oor ek die rol van sy familie voel nie. Sien ek kan nie hoor. Ek kan nie hoor. Kan jy maar hoor? Ja. Ek kyk nie vir my vir die rol van Marlies en my hele familie. Kan nie hoor. Hallo. Vader, ek wil net vanmôre, ons wil nie eintlik U enigiets vra nie, Here. Ons wil net na U toe kom en vir U sê baie, baie dankie dat U vir ons rol gestuur het as 'n pastoor. Here, ek dink nie ons weet wat hulle as 'n familie deurgaan nie. Ek dink nie ons weet die hartseer en die sukkel en om te weet dat Kathy se hospitaal en sy ons weet nie, gaan sy daar uitkom, nie, maar deur ons gebede, Here, weet ons, was U met ons gewees. En soos daardie tannie vir my eendag gesê, moenie bekommerd wees nie, die Here is met jou. So weet ons dat die Here met hulle is, en Here, ons vra dat U hulle sal sterk maak. En dankie, Here Jesus, dat U vir Rudolf en sy familie vir ons gegee as 'n pastoor. Ons het dit nodig, Here. Ons is 'n klein gemeente en ek vra vanmôre ook dat U met elke persoon wat in hierdie gemeente is, dat U met elkeen van ons sal wees. Ons het elkeen ons eie probleme. Ons weet nie van mekaar se probleme nie, maar ek bid vir elke persoon wat vanmôre hier is. En ek sê vir U baie dankie vir U genade en U liefde. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Gaan in die seën van die Here. Sien ons Sondag.